As jy dink aan Christus, Jesus Christus van Nasaret is die sentrum van ons geloof. En as jy baie geloof in die wêreld en godsdienste in die wêreld sien, is maar histories is dit van die Jode, wat die Hebreërs was, hulle die ware God aanbid. En uit hulle uit het die Christene, Jesus het kom en die Christene het ontstaan, en 700 jaar later het die Islam ontstaan, en uit hierdie godsdienste uit het alle godsdienste ontwikkel, en parallel daaraan was daar baie mytologie gewees, wat ook later gelyk het soos godsdienste, soos Hindoeïsme en Boeddhisme en so aan. Maar in ons geloof, as jy nie 'n Christen is nie, dan sê jy iets anders, dan sê jy 'n ander godsdienst, of 'n ander geestelikheid of een of ander ding wat jy doen. Maar in ons wêreld is Christus die sentrum. So vir baie lank het ek gesien dat jong mense veral het seker bandjies gedra. What would Jesus do? Om hulle te help om te onthou hulle is Christene. Want dis immers wat ons is. Party van ons vergeet dit so 'n bietjie dat ons Christene is. En dan hierdie bandjie mense gehelp. En ek onthou dis nie kon ek terug wat hierdie goed gebeur het. Maar hierdie bandjie het ongelukkig vir meeste mense die tema van heiligheid ingehou. Soos jy met 'n bandjie gesien het, dan jy gedink, of sê, hy vloek nie, en hy rook nie, en hy drink nie. Want heiligheid is mos, as jy nie vloek en rook en drink nie, dan is jy heilig. En heiligheid is nie die sentrum van Christendom. Nergens in die Bybel het Jesus vir iemand gesê, wie is heilig nie. Hy het dit nie gesê nie. So Jesus het nie heiligheid begin nie. Heiligheid was deel van die Joodse godsdienst, toe hulle nog tempels gehad het, en priesters gehad het, en siektes veroordeel het. In die Joodse tyd, as jy siek was, het jy weggejaag. Want jy was nie heilig, as jy rein, die skrape gehad, en die bloedvloei, en al koors, het jy weggejaag. Jesus het nie dit gedoen, Jesus het ander goed gedoen. So Jesus het 'n ganse ander tipe geloof begin. Dit is nie soos die Jode, dit is ganse ander geloof. Hy het gekom, en as ek, wat julle Here en julle leermeester is, dan julle voete gewas het, behoort julle ook mekaar se voete te was. Jesus het ander goed begin. Hierdie, onthou, wat die voete was vandaan gekom in die ou godsdienst, as jy tempel toe gegaan het, was daar reinigingsbakke, dan gaan sit jy daar, dan was jy jou hande, en jy was jou voete, en jy kry jou skoon genoeg, nou die priester kan sien, jy is nie siek nie, dat hy jou nie wegjaag nie, sodat jy 'n offer kan bring, en kan bid vir die priester, dat hy dit vir die Here kan gee. Jesus het hierdie hele ding verander, hy het gesê, ek, sê nou maar as priester, was julle voete, sodat julle skoon kan wees, dat julle met God kan praat. Maar in elk geval, hy het dit anders te gedoen. Hy het hoofsaaklik, sy hele bediening het hoofsaaklik die liefdesgebod van God kom herstel. En dis nie moeilik nie, dis maklik. Dit is maklik, maar dis moeilik. Want het behels baie dinge. Jesus het gesê in Johannes 13, ek gee julle 'n nuwe gebod. Daarin, net in die 3-4 woorde lê daar, al die ou gebooie is nou verby. Dit is iets van die verlede. Hierdie nuwe gebod is die belangrike gebod. Julle moet mekaar lief hê, soos ek julle lief het. Soos ek julle lief het, moet julle mekaar ook lief hê. As julle mekaar lief het, sal almal weet dat julle my disippels is. Daar is die kriteria vir die Christen geloof. Daar is die getuienis vir die Christen geloof. Daar is die sienbaarheid vir die Christen geloof. Hoe gaan mense sien dat jy Christen is? As jy die mense om jou lief het, as liefde uitstraal uit jou uit.
Maar as ek nou vandag kyk na al die godsdienste om my en ek begin 'n bietjie rondkyk na al die godsdienste, Christendom en na al die godsdienste, is hulle besig met manipulasie. As jy in die kerk eerste is, dan gaan hulle jou probeer manipuleer dat jy lyk soos hulle lyk. Hulle gaan sê, hier is ons reëls, hier is ons kerkorde, hier is ons wat ook al, dis ons die Bybel verstaan, dis ons doop, dis ons belydenisverklaring van jy moet maak, maar hulle gaan jou manipuleer. Hulle gaan jou domineer, hulle gaan 'n dominee aanstel wat jou gaan domineer. Hulle gaan jou veroordeel as jy enige goeders doen. Sekere verkeerde goed gaan jy doen, en hulle gaan jou veroordeel. Hulle gaan jou verwerp. Uiteindelik gaan jy in die kerk uitjaag, as jy anders stout is. En hulle gaan jou indoctrineer, hulle gaan jou aanwandel. Dis hoe ek godsdienste sien vandag. Met ander woorde, kerke is net so met hulle vingertjies, hulle wys net vingers. So met ander woorde, kerke het skyn heilig geword. As jy nou in die kerk toe kom, dan wil jy nou nie jou maandag lyfie sterk maak. Jy wil met jou sondag lyfie kom. Jy trek mooi aan, jy vloek nie, jy rook daar buite, volgens sy skrik daar buite gegooi, daar ver onder is rook, want hy wil nie na die kerk rook. Hy kom hy bijna rook. In elk geval, dit het veroorsaak dat ons, ek onthou destijds toe ek diaken was in die kerk, as jy buite die konsistorie, slag gerook, dan gaan jy dan, dit nie na die kerk rook. Maar kerke begin skyn heilig word. En kerke het voorgegee, en daar is nog vandag voorgegee by alle kerke, dat hulle doen nie sonde nie. Niemand in 'n kerk doen sonde nie. Dis net die mense daar buite wat sonde doen. Kerke doen nie sonde nie. Gaan maar na enige kerk, dan vra jy hulle wie vir julle doen sonde. Niemand doen sonde nie. Jy kom mooi, jy was jou kar, jy kom met 'n spoedkar kerk, jy trek 'n mooi klere aan, jy daar is vir die okasie, het die erediens liturgie, as jy dominee groet jou met 'n seëngroet, met 'n foto, met 'n seëngroet, en die belydenis van geloof, en die sondebeskoolderkenning, en al die goeders doen hulle. Die vloek veral nie voor die dominee nie. Honderde mense wat voor my vloek sê, ekskuus tog. Boeta. Waar Boeta? Ons almal het 'n tipe ding ontwikkel wat preekstoele en togas is belangrik vir jou. Ons almal het dit geweet. Kerkorgels en psalms is net die een ding. Ons denominasies word so belangrik. Die NG stryd met die doppers stryd met die hervormers stryd met die AGS'ers. Gaan net te kere, denominasie is belangrik. Belydenis, hoe jy jou God bely is so belangrik. Sê jy dit reg. As jy Boeta kan gat nie sê nie, so hy sê dit verkeerd. Die doop en die nagmaal is belangrike goeders. Die liturgiese gedrag, is hoe jy in die kerk staan en sit en te kere gaan is belangrik. Ons gebou, die kerkgebou het ook so belangrik geword, belangriker as mense. As mense in die kerkgebou respekteer wees, hulle is swak mense. En as jy die Bybel gaan lees, dis nie die kerk wat Jesus Christus begin het. Niks van daai goed wat ek nou gesê het, is in Jesus Christus se tyd belangrik gewees. Nie klere nie, nie sakramente nie. As hy vir Daniël, het hy in die boom gesien, klein merkie wat in die boom gesit het. Sy het nie vir hom gesê, Saggeus in die boom, wat in die boom geklim het, of wat ook al, dit is ook belangrik. Jesus het 'n ander kerk begin. Jesus het 'n vreemde kerk begin vir sy tyd. Hier is 'n bord wat sê, no matter how big and bad you are, when your 2-year-old hands a toy phone, you answer it.
Dis die tipe kerk wat Jesus begin het. Dat mense is belangrik, selfs in 2 jaar, as 'n 2 jaar oud voorgee, dan antwoord jy hom. Jy weet dis 'n tooi voor. Dis die kerk wat Jesus begin het. Hy het die liefdesgebod onderstel, die deernis, die omgee, die mens, die humanistiese belang van alles. In die eerste plek het hy nederigheid teruggebring. Voor Jesus het leiers nie nederig gewees. Die leiers het gedomineer. Alexander die Grote, hulle was massels gewees. Niemand was nederig nie. Jesus het nederigheid begin. Wat het beteken nederigheid? Jou die pos waar jy is, maak my nie belangriker as 'n ander ou nie. Dit beteken nie as ek 'n CEO van 'n maatskappy is, ek's belangriker as die langer sluiser van my maatskappy. Hy het ook 'n taak, hy is net so belangrik. Jou identiteit bepaal nie as jy belangriker as 'n ander mens is nie. As jy nou 'n koning is en hier's 'n ander ou hier so in Engeland wat in die straatveer is, dit beteken nie hy is belangriker nie. Daai ou het ook 'n rol, hy is ook 'n mens, hy is ook geskep. Wie bepaal, die nou se taak is belangriker as die ander se taak? Jou kwalifikasie maak jou nie beter as 'n ander ou nie. Dit maak my as ek 'n swart onderwys, maak ek my beter onderwyser dalk as 'n ou wat nie 'n onderwyser is nie. Maar dit maak my nie 'n beter mens nie. My karakter, baie mense dink hulle karakter is net groter en sterker en beter. Hulle loop julle dorp, net so breed. Baie mense se geld maak hulle sterker en belangriker. Baie mense se gawes, as hy die gawe het van genesing, of die gawe van bid, of die gawe van preek, of die gawe van wat, dan dink hy reg, hy sterker en beter as ons. Jesus het veral bereidwilligheid na die tafel toe gebring. In die ou kerk, daar is Jesus die storie vertel van die barmhartige Samaritaan. Dan kom daai priester verby, dan hy nie tyd, hy nie tyd nie, hy stap verby. In die volgende kerk, hy stap verby, in die volgende kerk, dan het 2 kerke verby gestap. So hy het sy bereidwilligheid kom wys. Hy het gesê dat tyd is nie so minimum beperk soos jy dink dit is. Dit is net jou prioriteite wat daar verkeerd is. So as jou tyd nie jou beperk om bereidwillig te wees, is 'n probleem. As jou prioriteit nie jou keer om bereidwillig te wees, is 'n probleem. As jou program jou keer om bereidwillig te wees, is 'n probleem. As jou ingesteldheid jou keer, is 'n probleem. Of daar is jy maar net 'n snop. En ons almal sit in hierdie krisis. Is dit nie genoeg tyd nie? Is dit nie genoeg prioriteit? Ek moet eers die ander ding doen. Ek moet eers gaan golf speel voor ek jou kan help. Verkeerde. Diensbaarheid het hy na die tafel toe gebring. Niemand het mekaar gedien. Die het gewerk en die koning is deur sy onderdane gedien. En as jy nie 'n onderdaan van iemand anders was nie, jy nie gedien nie. En as jy nie onderdane gehad het nie, is jy nie gedien nie. Diensbaarheid het Jesus op die tafel kom sit. 'n Behoefte gedrewe diensbaarheid. Met ander woorde, hy het nie almal net bedien en kon honger nie. Jy kan nie kos gee vir almal wat honger is nie. Jy moet kyk na hulle behoefte. Party mense is nie honger nie, hulle is dors. Ek het 1 jaar met 'n vrou my gebel in die dorp. Bietjie besope, sy sê sy is honger. Vra vir Renai, ry bietjie buite, koop 2 sakke groceries, ons hierdie vrou kan help. Vat ek die groceries aan haar toe. Ek wil haar stop en dan deurloop maar, ek sê van die groceries, gooi sy dit daar neer. Sy sê, ek kan nie groceries sê nie, ek soek 'n hamburger. Dis nie haar fout, dit is my fout. Ek het nie haar behoefte verstaan nie. Dit is noem dit 'n nooddriftige bediening.
Christene bedien nie net soos malletjies nie. Jy luister aan die ou, dan hoor jy die ou. Dan luister jy aan die ou, wat wil hy hê? Wil hy belydenis doop doen, wil hy groot doop doen, wil hy bely, hy is 'n nuwe Christen? Of wil hy sy kinders inlyf in die koninkryk van God? Wat wil hy doen? Wat is sy behoefte? Wat is sy nood? Dis nie met 'n nooddruk. So Jesus het nie net links en regs kos gegee, water gegee, gesond gemaak nie. Hy het aan die mense gehoor en geluister, party het hy modder in hulle oë gespeur, van hulle sy ore gedruk, hy het allerlei verskillende goed op verskillende tye en plekke gedoen, hy het nie net bedien, sê, vat kruisies vir die armes nie, hy het geluister, maar help en gee, het hy deel van ons wese gemaak, om te help en om te gee. Natuurlijk, as jy lang genoeg help en gee, en gaan jy moeg, jy gaan uitgeput word. Jy gaan begin ly aan compassion fatigue. So dis ook 'n rare ding, so jy moet pas op, dat jy nie aan jouself onderwys nie. Jy moet luister wat die Heilige Gees vir jou sê. Moet jy gee of moet jy nie gee? Sy sê, as jy nie ja sê, is dit 'n nee. Kan jy net almal ja. En as jy begin gee net wat jy het. Moenie vir 'n ou iets wil gee wat jy nie het en dan gaan leen jy dit. Sê wag net 'n bietjie, dan leen jy krybaar, dan gee jy jou krybaar. As jy nie krybaar het, jy sê sorry, ek het nie krybaar nie. Gee net wat jy het en doen net wat jy kan. Doen net wat jy kan. As jy nie kan nie, dan sê jy sorry, ek kan nie help nie. Daar's 'n teks in die Bybel wat sê moenie jou parels in die varke gooi nie. Nou ongelukkig doen ons Christene dit, ons meeste van ons diensbaarheid gaan na die varke toe. Mense wat ons uitbuit, mense wat ons manipuleer, mense wat gewoonte misdadig is, hulle breek ons af tot in die grond en hulle maak ons dood. Jesus het 'n sekere wysheid aan ons geloof toe gebring. Want teen die ou geloof, in die ou geloof was daar nie wysheid nodig nie, het volgens die wet opgetree. Volgens die voorskrif opgetree. Almal in dieselfde goed volgens die voorskrif gedoen. In Jesus se tyd het hy 'n nuwe wysheid gebring. Dit sy wysheid was bietjie paradoksaal, beteken die eerste is gaan laaste wees. So dit was bietjie vreemde wysheid. Want in hierdie wêreld sommer net oor ons werk. In hierdie wêreld as jy wen jy. In Jesus se wêreld is dit bietjie anderste. Dit lyk nie of die wenners wen en die verlorers verloor nie. Met ander woorde, die wysheid wat hy gebring het, sê die doel is nie om te wen nie. Die doel is nie om die rykste te wees, en die mooiste te wees, en die slimste te wees, dis nie die doel. Die doel is om deel van die skepping te wees, en te sien waar jy inpas, en waar jy 'n verskil kan maak, en hoe jy 'n verskil kan maak. Al is jy nie die sterkste, die vinnigste en die mooiste mens. Hy klomp goed vertel in gelykenisse. Met ander woorde, dis nie so eenvoudig nie, dis kompleks. Vertel gelykenisse, die gelykenis van die saaier. Al jou saad wat jy saai, groei nie ewe vinnig en ewe groot. Die party val op die teerpad, dan groei niks nie. Party val in die dubbeltjies, party val in die 3 val in die goeie grond. Hy het ons kom leer dat ons wysheid is om vir die randfigure te sorg. Enige samelewing, enige plek, enige tyd stoot mense uit. Sekere mense word uitgestoot, hulle sit daar buite. En dis ons werk, die Christen, om vir die randfigure te sorg. Nie om hulle verder uit te druk nie. Ek sien as 'n nuwe tendens onder die Christen om die randfigure dood te maak. Herstel verhoudings, deel van die wysheid. Met ander woorde, is baie op die mens gefokus. Nie humanisties onchristelik nie, maar Christen humanisme. Christen mens is belangrik. Die mens is belangriker as al die ander gepleke vir die kerk. Hierdie gebou, die mense is belangriker as die gebou. Hierdie preek, die mense is belangriker as hierdie preek. Want hierdie preek is net 10 minute lank as dit verby. Die mense gaan hoor weer al wees. Mense is belangrik. Uit die spiritualiteit vir ons kom leer, dat stilte tyd belangrik is. Uit elke oggend te gaan stuur stilte tyd. Belangrik, jy moet stil word voor God.
dat God in jou hart kan praat, dat jou kop en jou hart bietjie in sien kom met mekaar. Hy het gedurig afgesonder, hy het begin praat van God as sy Vader. Nie 'n God wat in die hemel is en op die berg is en die tempel is, 'n God wat sy Vader is, wat sy hart ken, wat sy kind ken. Hy het die skrifte baie goed geken. En hy het vertrouelinge gehad. Waar ons baie gegaan het, het hy vir Johannes, en vir Petrus en vir Jakobus, hulle drie was altyd sy 3 buddies. Hulle het altyd daai vertrouelinge gehad. Die vroeë kerk het baie dieselfde karakter as Jesus geopenbaar. Hulle het omgegee vir mense. Hulle het siekes getroos. Hulle het mense gesond gemaak as dit moet. Hulle het gesorg, hulle het beskerm. Hulle was baie apologeties. Met ander woorde, as iemand iets hulle beskuldig het, dan het hulle verduidelik. Hulle was apologeties. Met ander woorde, hulle het nie bombasties en autoritair die kere gaan nie. Hulle het gesê, kom ons verduidelik wat ons doen. Hulle het hulle self verduidelik en sê, dis hoekom ons dit doen, dis hoekom ons die nagmaal hou, dis hoekom ons die liggaam van Jesus eet en die bloed van Jesus drink. Ons nie kan die bale nie, ons hou nagmaal. Hulle het gedeel met mekaar. En soos ons later in Johannes sien in vers Johannes 17 lees ons dat Jesus bid, dan sê hy, soos U my na die wêreld toe gestuur het ek hulle ook na die wêreld toe gestuur. En terwille van hulle wy ek my aan U toe, sodat hulle ook deur die waarheid aan U toe gewy kan wees. Met ander woorde, Christene het gestuurdes geword. Dit is hier, omdat God jou hier gesit het en jou gestuur het om hier te wees. Dit is 'n gestuurde. Maar ons vandag is vol ons is vol selfsugtigheid. Ons, die wêreldse Christene, is vol self. Net self. Ons Christene, my eie, kies my eie naaste, ek besluit wie is my naaste, wie verdien my gawes, wie verdien my tiende, wie verdien my geld, wie verdien my dit, ek self sal besluit, want ek is besluit. Ek wil net 'n goedkoop kaartjie hemel toe hê. Ek wil nie alles vir Christus doen nie. Ek sal my eie wy uitvier, want ek wil net by die hemel uitkom op die effectiefste manier. En ek wil kerk, mense wat wil kerk, mense wat godsdienstig wil kerk, soos kerk mag kerk is, en dominee moet op jou skree, hy moet jou sonde vir jou vertel, jy wil sonde belydenis en jy wil kerk soos jy wil kerk. Ons wil die hele tyd net voldoen aan wat die predikant sê is reg en verkeerd, of die wet of die kerkorde of wat ook al. Ons is eintlik maar daar vir ons eie selfbeeld. En dit het erg geraak dat ons nie meer plan nie. Elon Musk sê, the fundamental weakness of Western civilization is empathy. Jesus het gesê, jy moet net empatie hê. As jy empatie het, het jy alles. En ons mense, en ons Christene, want hy is 'n erkende Christen, die hele Amerika, almal is. Simpatie is ons weakness. En for that matter is nederigheid wat Jesus gebruik 'n weakness. En bereidwilligheid is 'n weakness. En om iemand te help om te dien is 'n weakness. En dis waar ons vandag moet besluit. Gaan ons ligjare van Jesus af bly en aangaan met wat ons doen? Of gaan ons besef, ek en jy moet of soos Jesus wees, of hierdie ding heeltemal los. Ons moet die ding los. Romeine 8 vers 29 sê, die gelowiges wat hy lang tevore verkies het hy ook bestem om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun, sodat sy seun baie broers kan hê van wie hy die eerste is. Jesus se geloof en sy godsdiens
en sy geestelikheid is vir my en vir jou dieselfde as hy te wees, maar sy aroma, sy gelykenis, sy beeld. Kolossense, hier is Kolossense 2 vers 1, en daar tekstverwijsing is verkeerd. Aangesien julle saam met Christus uit die dood opgewek is, moet julle streef na die dinge wat daar bo is, waar Christus is, waar hy aan die regterhand van God sit. Rig julle gedagtes op die dinge wat daar bo is, nie op die goed hier op die aarde. Ons is Christene, volgens Jesus van Nazareth, volgens Jesus Christus, daai ou wat het begin het. Ons is nie net gelowiges en godsdienstiges en kerkgangers, nie sommer net nie, jou eie manier. Ons is Christene. Amen. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons nie kan hoor en besef. Ons is nie sommer net gelowig en godsdienstig en geestelik en kerklik en sommer maar net omdat ek my eie strukture opgebou het. En ons het 'n voorganger gehad, Jesus. En ons te helper, die Heilige Gees. En hierdie voorganger, Jesus Christus, wat eerste een was, en die Heilige Gees is ons bondgenote om Christene te wees. Nie volgens wat vandag verstaan word, maar volgens wat Jesus gelewer het. Help ons, Here, help ons om hierdie ding te verstaan en om te ontspan in die veiligheid van Jesus Christus en die Heilige Gees en hierdie eienskappe van diensbaarheid en om te gee en om te wees en om te sien en om raak te sien. Help ons om dit te hê, soos Jesus Christus. Ons bid in Jesus se naam. Amen. As jy dink aan Christus, Jesus Christus van Nazareth is die sentrum van ons geloof. En as jy baie geloof in die wêreld en godsdienste in die wêreld sien, is maar histories is dit van die Jode, wat die Hebreërs was, hulle die ware God aanbid. En uit hulle uit en die Christene, Jesus het kom en die Christene het ontstaan, en 700 jaar later het die Islam ontstaan, en uit hierdie godsdienste uit het alle godsdienste ontwikkel, en parallel daaraan was daar baie mytologie gewees, wat ook later gelyk het soos godsdienste, soos Hindoeïsme en Boeddhisme en so aan. Maar in ons geloof, as jy nie 'n Christen is nie, dan sê jy iets anders, dan sê jy 'n ander godsdienst, of 'n ander geestelikheid of een of ander ding wat jy doen. Maar in ons wêreld is Christus die sentrum. So vir baie lank het ek gesien dat jong mense veral het seker bandjies gedra. What would Jesus do? Om hulle te help om te onthou hulle is Christene. Want dis immers wat ons is. Party van ons vergeet dit so 'n bietjie dat ons Christene is. En dan hierdie bandjie mense gehelp. En ek onthou dis nie dan nou terug wat hierdie goed gebeur het. Maar hierdie bandjie het ongelukkig vir meeste mense die tema van heiligheid ingehou. Soos jy met 'n bandjie gesien het, dan jy gedink, of sê, hy vloek nie, en hy rook nie, en hy drink nie. Want heiligheid is mos, as jy nie vloek en rook en drink, dan is jy heilig. En heiligheid is nie die sentrum van Christendom. Nergens in die Bybel het Jesus vir iemand gesê, wie is heilig nie. Hy het dit nie gesê nie. So Jesus het nie heiligheid begin nie. Heiligheid was deel van die Joodse godsdienst, toe hulle nog tempels gehad het, en priesters gehad het, en siektes veroordeel het. In die Joodse tyd, as jy siek was, het jy weggejaag. Want jy was nie heilig nie. As jy rein, die skrape gehad, en die bloedvloei, en my koors, het jy weggejaag. Jesus het nie dit gedoen, Jesus het ander goed gedoen. So Jesus het 'n ganse ander tipe geloof begin. Dit is nie soos die Jode, dit is ganse ander geloof. Hy het gekom
En as ek, wat julle Here en julle leermeester is, dan julle voete gewas het, hoort julle ook mekaar se voete te was. Jesus het ander goed begin. Hierdie, onthou, wat die voete was vandaan kom in die ou godsdienst. As jy tempel toe gegaan het, was daar reinigingsbakke. Dan gaan sit jy daar, dan was jy jou hande, en jy was jou voete, en jy kry jou skoon genoeg, nou die priester kan sien, jy is nie siek nie, dat hy jou nie wegjaag nie, sodat jy 'n offer kan bring, en kan bid vir die priester, dat hy dit vir die Here kan gee. Jesus het hierdie hele ding verander, hy het gesê, ek, sê nou maar as priester, was julle voete, sodat julle skoon kan wees, dat julle met God kan praat. Maar in elk geval, hy het dit anders gedoen. Hy het hoofsaaklik, sy hele bediening het hoofsaaklik die liefdesgebod van God kom herstel. En dis nie moeilik nie, dis maklik. Dit is maklik, maar dis moeilik. Want het behels baie dinge. Jesus het gesê in Johannes 13, ek gee julle 'n nuwe gebod. Daarin, net in daai 3-4 woorde lê daar, al die ou gebooie is nou verby. Dis iets van die verlede. Hierdie nuwe gebod is die belangrike gebod. Julle moet mekaar lief hê, soos ek julle lief het. Soos ek julle lief het, moet julle mekaar ook lief hê. As julle mekaar lief het, sal almal weet dat julle my disippels is. Daar is die kriteria vir die Christen geloof. Daar is die getuienis vir die Christen geloof. Daar is die sienbaarheid vir die Christen geloof. Hoe gaan mense sien dat jy Christen is? As jy die mense om jou lief het, as liefde uitstraal uit jou uit. Maar as ek nou vandag kyk na al die godsdienste om my, en ek begin 'n bietjie rondkyk na al die godsdienste, Christendom en na al die godsdienste, is hulle besig met manipulasie. As jy in die kerk eerste is, dan gaan hulle jou probeer manipuleer dat jy lyk soos hulle lyk. Hulle gaan sê, hier is ons reëls, hier is ons kerkorde, hier is ons, wat ook al, dis ons die Bybel verstaan, dis ons doop, dis ons blyde verloop, hulle jy moet maak, maar hulle gaan jou manipuleer. Hulle gaan jou domineer, hulle gaan 'n dominee aanstel wat jou gaan domineer. Hulle gaan jou veroordeel, as jy enige goeders doen. Sekere kere goed gaan jy doen, maar hulle gaan jou veroordeel. Hulle gaan jou verwerp, uiteindelik gaan jy in die kerk uitjaag, as jy ander stout is. En hulle gaan jou indoktrineer, hulle gaan jou aanwandel. Dis hoe ek godsdienste sien vandag. Met ander woorde, kerke is net so met hulle vingertjies, hulle wys net vingers. So met ander woorde, kerke het skyn heilig geword. As jy nou in die kerk toe kom, dan wil jy nou nie jou maandag lyfie sterk maak. Jy wil met jou sondag lyfie kom. Jy trek mooi aan, jy vloek nie, jy rook daar buite, volgens is jy daar buite gegooi, daar ver onder gerook, want hy wil nie na die kerk rook. Hy kom hy bijna rook gekot. In elk geval, dit het veroorsaak dat ons, ek onthou destijds toe ek diaken was in die kerk, as jy buite die consistorie, slag gerook en dan gaan jy in, dit nie na die kerk rook. Maar kerke begin skyn heilig word. En kerke het voorgegee, en daar is nog vandag voorgegee by alle kerke, dat hulle doen nie sonde nie. Niemand in 'n kerk doen sonde nie. Dis net die mense daar buite wat sonde doen. Kerke doen nie sonde nie. Gaan maar na enige kerk, dan vra jy vir die verdeling doen sonde. Niemand doen sonde nie. Jy kom mooi, jy was jou kar, jy kom met 'n spoedkar kerk, jy trek 'n mooi klere aan, daar is vir die okasie, het die erediens liturgie, as jy dominee groet jou met 'n seëngroet, met 'n foto, met 'n seëngroet, en die belydenis van geloof, en die sondebeskoolherkenning, en al die goeders doen hulle. Die vloek veral nie voor die dominee nie. Honderde mense wat voor my vloek sê, ekskuus tog. Boeta!
behalwe Boeta. Ons almal het 'n tipe ding ontwikkel wat preekstoele en togas is belangrik vir jou. Ons almal het dit geleer. Kerkorgels en psalms is net die een ding. Ons denominasies is so belangrik. Die NG stry met die doppers stry met die hervormers stry met die AGS'ers. En gaan net te kere, denominasie is belangrik. Belydenis, hoe jy jou God bely is so belangrik. Sê jy dit reg? As jy Boeta kan gat nie sê nie, so hy sê dit verkeerd. Die doop en die nagmaal is belangrike goedes. Die liturgiese gedrag, so hoe jy in die kerk staan en sit en verkeerde gaan is belangrik. Ons gebou, die kerkgebou het ook so belangrik geword, belangriker as mense. As mense in die kerkgebou respekteer wees, hulle is swak mense. En as jy die Bybel gaan lees, dis nie die kerk wat Jesus Christus begin het. Niks van daai goed wat ek nou gesê is in Jesus Christus se tyd belangrik gewees. Nie klere nie, nie sakramente nie. As hy vir Daniël in die boom gesien, klein ouetjie wat in die boom gesit het, sy het nie vir hom gesê, Saggeus in die boom wat in die boom geklim het, of wat ook al, dit is ook belangrik. Jesus het 'n ander kerk begin. Jesus het 'n vreemde kerk begin vir sy tyd. Hierso is 'n bord wat sê, no matter how big and bad you are, when your 2-year-old hands a toy phone, you answer it. Dis die tipe kerk wat Jesus begin het, dat mense is belangrik, selfs in 2 jaar, as 2 jaar oud vir 'n foon gee, dan antwoord jy hom. Jy weet dis 'n toy foon. Dis die kerk wat Jesus begin het. Hy het die liefdesgebod onderstel, die deernis, die omgee, die mense, die humanistiese belang van alles. In die eerste plek het hy nederigheid teruggebring. Voor Jesus het leiers nie nederig gewees. Die leiers het gedomineer. Alexander die Grote. Hulle was massels gewees. Niemand was nederig nie. Jesus het nederigheid begin. Wat het beteken nederigheid? Jou ampt, die pos waar jy is, maak my nie belangriker as 'n ander ou. Dit beteken nie as ek 'n CEO van 'n maatskappy is, ek's belangriker as die langer sluiser van 'n maatskappy. Hy het ook 'n taak, hy is net so belangrik. Jou identiteit bepaal nie as jy belangriker as 'n ander mens is nie. As jy nou 'n koning is en hier's 'n ander ou hierso in Engeland wat in die straatveer is, dit beteken nie hy is belangriker nie. Daai ou het ook 'n rol, hy's ook 'n mens, hy's ook geskep. Wie bepaal? Die een se taak is belangriker as die ander se taak. Jou kwalifikasie maak jou nie beter as 'n ander ou nie. Dit maak my as ek 'n swart in onderwys, maak ek my beter onderwyser dalk as 'n ou wat nie 'n onderwyser is nie. Maar dit maak my nie 'n beter mens nie. My karakter, party mense dink hulle karakter is net groter en sterker en beter. Hulle loop julle dorp, net so breed. Baie mense se geld maak vir hulle sterker en belangriker. Baie mense se gawes, as hy die gawe het van genesing, of die gawe van bid, of die gawe van preek, of die gawe van wat, dan dink hy reg, hy sterker en beter as ons. Jesus het veral bereidwilligheid na die tafel toe gebring. In die ou kerk, daar is Jesus die storie vertel van die barmhartige Samaritaan. Dan kom daai priester verby. Dan hy die tyd nie, hy stap verby. In die volgende kerk, hy stap verby. In die volgende kerk, dan het 2 kerke verby gestap. So hy het sy bereidwilligheid kom wys. Hy het gesê dat tyd is nie so minimum beperk soos jy dink dit
is nie. Dis net jou prioriteite wat daar verkeerd is. So as jou tyd nie jou beperk om bereidwillig te wees, is daar 'n probleem. As jou prioriteit nie jou keer om bereidwillig te wees, is daar 'n probleem. As jou program jou keer om bereidwillig te wees, is daar 'n probleem. As jou ingesteldheid jou keer, is daar 'n probleem. Of daar is jy maar net 'n snop. En ons almal sit in hierdie krisis. Ons het nie genoeg tyd nie. Ons het nie genoeg prioriteit. Ek moet eers die ander ding doen. Ek moet eers aan golf speel voor ek jou kan help. Verkeerde. Diensbaarheid het hy na die tafel toe gebring. Niemand het mekaar gedien. Die het gewerk en die koning is deur sy onderdane gedien. En as jy nie 'n onderdaan van iemand anders was nie, jy nie gedien nie. En as jy nie onderdane gehad het nie, is jy nie gedien nie. Diensbaarheid het Jesus op die tafel kom sit. 'n Behoefte gedrewe diensbaarheid. Met ander woorde, hy het nie almal net bedien en kon honger nie. Jy kan nie kos gee vir almal wat honger is nie. Jy moet kyk na hulle behoefte. Party mense is nie honger nie, hulle is dors. Ek het 1 jaar met 'n vrou my gebel in die dorp. Bietjie besope, sy sê sy is honger. Vra vir Renai, ry bietjie buite, koop 2 sakke groceries, wat ons hierdie vrou kan help. Vat ek die groceries aan haar toe. Ek wil haar stop en dan weer maak. Ek sê vir die groceries, gooi sy dit dan weer. Sy sê, ek kan nie groceries sê nie, ek soek 'n hamburger. Dis nie haar fout, dis my fout. Ek het nie haar behoefte verstaan nie. Ek het nie haar behoefte verstaan nie. Dit noem dit 'n nooddriftige bediening. Christene bedien nie net soos malletjies nie. Jy luister aan die ou, dan hoor jy die ou. Dan luister jy na die ou, wat wil hy hê? Wil hy belydenis doop doen, wil hy groot doop doen, wil hy bely, hy is 'n nuwe Christen? Of wil hy sy kinders inlyf in die koninkryk van God? Wat wil hy doen? Wat is sy behoefte? Wat is sy nood? Dis noem dit 'n nooddriftige. So Jesus het nie net links en regs kos gegee, water gegee en gesond gemaak nie. Hy het aan die mense gehoor en gewys dat party het hy modder in hulle oë gespeel, van hulle sy ore gedruk. Hy het allerlei verskillende goed op verskillende tye en plekke gedoen. Hy het nie net bedien, sê vat groceries vir die armes nie. Hy het geluister, maar help en gee het hy deel van ons wese gemaak om te help en om te gee. Natuurlijk, as jy lang genoeg help en gee en gaan jy moeg, jy gaan uitgeput word. Jy gaan begin ly aan compassion fatigue. So dis ook 'n regte ding. So jy moet pas op dat jy nie jouself oorwys nie. Jy moet luister wat die Heilige Gees vir jou sê. Moet jy gee of moet jy nie gee? Sy sê as jy nie ja sê, is dit 'n nee. Kry nie almal ja. En as jy begin gee net wat jy het. Moenie vir 'n ou iets wil gee wat jy nie het en dan gaan leen jy dit. Jy wag net 'n bietjie, dan leen jy krybaar, gee jy jou krybaar. As jy nie krybaar het, jy sê sorry, ek het nie krybaar nie. Gee net wat jy het en doen net wat jy kan. Doen net wat jy kan. As jy nie kan nie, dan sê sorry, ek kan jou nie help nie. Daar's 'n teks in die Bybel wat sê moenie jou parels in die varke gooi nie. Nou ongelukkig doen ons Christene dit, ons meeste van ons diensbaarheid gaan aan die varke toe. Mense wat ons uitbuit, mense wat ons manipuleer, mense wat gewoonte misdadig is, hulle breek ons af tot in die grond en hulle maak ons dood. Jesus het 'n sekere wysheid aan ons geloof toe gebring. Want nie in die ou geloof, in die ou geloof was daar nie wysheid nodig nie, het volgens die wet opgetree. Volgens die voorskrif opgetree. Almal het dieselfde goed volgens die voorskrif gedoen. In Jesus se tyd het hy 'n nuwe wysheid gebring. Dat sy wysheid was bietjie paradoksaal, beteken die eerste is gaan laaste wees. So dit was bietjie vreemde wysheid. Want nie in hierdie wêreld sommer net oor ons werk. In hierdie wêreld as jy wen jy. In Jesus se wêreld is dit bietjie anderste.
Dit lyk nie of die wenners wen en die verlorers verloor nie. Met ander woorde, die wysheid wat hy gebring het, sê die doel is nie om te wen nie. Die doel is nie om die rykste te wees, en die mooiste te wees, en die slimste te wees, dis nie die doel. Die doel is om deel van die skepping te wees, en te sien waar jy inpas, en waar jy 'n verskil kan maak, en hoe jy 'n verskil kan maak. Al is jy nie die sterkste, die vinnigste en die mooiste mens nie. Hy klomp goed vertel in gelykenisse. Met ander woorde, dis nie so eenvoudig nie, dis kompleks. Vertel gelykenisse, die gelykenis van die saaier. Al jou saad wat jy saai, groei nie ewe vinnig en ewe groot nie. Party val op die teerpad, dan groei niks nie. Party val in die dubbeltjies, party val in die drie val in die goeie grond. Hy het ons kom leer dat ons wysheid is om vir die randfigure te sorg. Enige samelewing, enige plek, enige tyd stoot mense uit. Sekere mense word uitgestoot, hulle sit daar buite. En dis ons werk, die Christen, om vir die randfigure te sorg. Nie om hulle verder uit te druk nie. Ek sien as 'n nuwe tendens onder die Christen om die randfigure dood te maak. Herstel verhoudings, deel van die wysheid. Met ander woorde, is baie op die mens gefokus. Nie humanisties onchristelik nie, maar Christen humanisme. Christen mens is belangrik. Die mens is belangriker as al die ander gebreke van die kerk. Hierdie gebou, die mense is belangriker as die gebou. Hierdie preek, die mense is belangriker as hierdie preek. Want hierdie preek is net 10 minute lank as dit verby. Die mense gaan hoor deur al wees. Mense is belangrik. Uit die spiritualiteit vir ons kom leer, dat stilte tyd belangrik is. Uit elke oggend te gaan iewers stilte tyd hou. Belangrik, jy moet stil word voor God. Laat God in jou hart kan praat. Dat jou kop en jou hart bietjie in sien kom met mekaar. Hy het gedurig afgesonder. Hy het begin praat van God as sy Vader. Nie 'n God wat in die hemel is en op die berge is en in die tempel is, 'n God wat sy Vader is, wat sy hart ken, wat sy kind ken. Hy het die skrifte baie goed geken. En hy het vertrouelinge gehad. Waar ons baie gegaan het hy vir Johannes, en vir Petrus en vir Jakobus. Hulle drie was altyd sy 3 buddies. Hulle het altyd daai vertrouelinge gehad. Die vroeë kerk het baie dieselfde karakter as Jesus geopenbaar. Hulle het omgegee vir mense. Hulle het siekes getroos. Hulle het mense gesond gemaak as dit moet. Hulle het gesorg, hulle het beskerm. Hulle was baie apologeties. Met ander woorde, as iemand iets hulle beskuldig het, dan het verduidelik. Hulle was apologeties. Met ander woorde, hulle het nie bombasties en autoritair te kere gaan nie. Hulle het gesê, kom ons verduidelik wat ons doen. Hulle het hulle self verduidelik en sê, dis hoekom ons dit doen, dis hoekom ons die nagmaal hou, dis hoekom ons die liggaam van Jesus eet en die bloed van Jesus drink. Ons nie kannibale nie, ons hou nagmaal. Hulle het gedeel met mekaar. En soos ons later in Johannes sien in vers Johannes 17 lees ons wat Jesus bid, dan sê hy, soos U my na die wêreld toe gestuur het ek hulle ook na die wêreld toe gestuur. En terwille van hulle wy ek my aan U toe, sodat hulle ook deur die waarheid aan U toe gewy kan wees. Met ander woorde, Christene het gestuurdes geword. Hy is hier, omdat God jou hier gesit het en jou gestuur het om hier te wees. Hy is gestuurde. Maar ons, vandag, is vol ons is vol selfsugtigheid. Ons, die wêreldse Christene, is vol self. Net self. Ons Christene, my eie, kies my eie naaste. Ek besluit wie is my naaste, wie verdien my gawes, wie verdien my tiende, wie verdien my geld, wie verdien my dit. Ek self sal besluit, want ek is besluit. Ek wil net
goedkoop kaartjie hemel toe hê. Halleluja. Ek wil nie alles vir Christus doen nie. Ek sal my eie wy uitfigure, want ek wil net by die hemel uitkom op die effectiefste manier. En ek wil kerk, mense wat wil kerk, mense wat godsdienstig wil kerk, soos kerk mag kerk is, en glorie moet op jou skree, hy moet jou sonde vir jou vertel, jy wil sonde belydenis en jy wil kerk soos jy wil kerk. Ons wil die hele tyd net voldoen aan wat die predikansie is reg en verkeerd, of die wet of die kerkorde of wat ook al. Ons is eintlik maar daar vir ons eie selfbehoud. En dit het erg geraak dat ons nie meer plan nie. Elon Musk sê, the fundamental weakness of Western civilization is empathy. Jesus het gesê, jy moet net empatie hê. As jy empatie het jy alles. En ons mense, en ons Christene, wij sê erkende Christen, die hele Amerika, allemaal is. Sympathie is ons weakness. En for that matter is nederigheid wat Jesus gebruik is 'n weakness. Die bereidwilligheid is 'n weakness. En om iemand te help om te dien is 'n weakness. En dis waar ons vandag moet besluit. Gaan ons liggare van Jesus af bly en aangaan met wat ons doen? Of gaan ons besef, ek en jy moet of soos Jesus wees, of hierdie ding heeltemal los. Ons moet die ding los. Romeine 8 vers 29 sê, die gelowig is, wat hy lang tevore verkies het hy ook bestem om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun, sodat sy seun baie broers kan hê van wie hy die eerste is. Jesus sy geloof en sy godsdienst en sy geestelikheid is vir my en vir jou dieselfde as hy te wees, maar sy aroma, sy gelykenis of sy beeld. Kolossense 2 vers 1 en haar tekstverwysing is verkeerd. Aangesien julle saam met Christus uit die dood opgewek is, moet julle streef na die dinge wat daar bo is, waar Christus is, waar hy aan die regterhand van God sit. Rig julle gedagtes op die dinge wat daar bo is, nie op die goed hier op die aarde. Ons is Christene. Volgens Jesus van Nazareth, volgens Jesus Christus. Daai ou wat dit begin het. Ons is nie net gelowig is en godsdienstig is en kerkgangers, nie sommer net nie. Nie sommer net nie. Op jou eie manier. Ons is Christene. Amen. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons nie kan hoor en besef. Ons is nie sommer net gelowig en godsdienstig en geestelik en kerklik en sommer maar net omdat ek my eie strukture opgebou het. En ons het 'n voorganger gehad, Jesus. En ons het 'n helper, die Heilige Gees. En hierdie voorganger, Jesus Christus, wat eerste een was, en die Heilige Gees is ons bondgenote om Christene te wees. Nie volgens wat vandag verstaan word, maar volgens wat Jesus geleer het. Help ons, Here, help ons om hierdie ding te verstaan en om te ontspan in die veiligheid van Jesus Christus en die Heilige Gees en hierdie eienskappe van diensbaarheid en om te gee en om te wees en om te sien en om raak te sien. Help ons om dit te hê soos Jesus Christus. Ons bid in Jesus